Hallo julle en baie welkom terug by vandag se aanlyn diens. Dit is uiteindelik Desember. En ek wonder wat gebeur nou weer in Desember waaroor ons almal gewoonlik baie opgewonde is. Ja, dis Kersfees. Wie van julle hou ook daarvan om briefies te skryf oor 'n Kersseisoen? Ek stuur gewoonlik briefies vir my hele familie. Briefies is so lekker want ek kan skryf oor wat ek die vakansie gaan doen, waarna ek uitsien of sommer net vir iemand 'n geseënde Kersfees toe te wens. Dit is nou ons 3de week in die Nuwe Testament. Julle het laasweek geleer oor die boek Handelinge. Dit is waar ons gekyk het na die eerste kerk en hoe die mense mekaar liefgehad het. Hierdie week gaan ons weer kyk na 'n hele groepie boeke. Hierdie boeke kan ons klassifiseer as al die briewe wat geskryf was aan die kerk. Paulus het hierdie briewe aan die kerk geskryf sodat die mense kan weet hoe om te leef en hoe om 'n Christen te wees. Vandag gaan ons ook bietjie na hierdie briewe kyk. Meeste van die Nuwe Testament is gevul met hierdie briewe van Paulus. Ons is elkeen geroep om ander van Jesus te vertel in woord en in daad. Ons moet nie net vir ander van Jesus vertel met ons mond nie, maar wanneer mense na jou kyk van die buitekant af, moet hulle kan sien dat jy 'n kind van God is, deur die manier wat jy met ander mense werk en hoe jy jouself handhaaf. In Galasiërs 5, vanaf vers 22 tot 25, sê Paulus vir ons dat ons soos 'n boom moet wees wat vrugte dra. Nou, hoe kan ons dan vrugte dra? Ons is nie regtig bome nie. Nee, dis net 'n vergelyking. Hy leer ons dat elke boom kan goeie vrugte dra of slegte vrugte dra. Net so kan ons ook goeie goed in ons lewe hê en slegte goed in ons lewe hê. En wanneer ons 'n volgeling of 'n kind van God is, dan dra ons goeie vrugte. Ek gaan vir jou hierdie vrugte leer vandag. Daar is 9 van hulle. Die eerste 3 is liefde, vreugde en vrede. Die volgende 3 is vriendelikheid, goedheid en getrouheid. Die laaste 3 is sagmoedigheid, geduld en selfbeheersing. Hoeveel van hierdie vrugte kan jy sien in jou lewe? Is jy lief vir die mense om jou? Is jy geduldig selfs wanneer jy moeg of dalk 'n bietjie geïrriteerd voel? Werk jy mooi met jou maats, selfs wanneer jy dalk voel iemand het jou onregverdig behandel of wanneer jy kwaad is? Wanneer ons sê dat ons kinders van God is, moet die wêreld na ons kan kyk en hierdie vrugte in ons kan sien. Selfs wanneer ons dit nie sê nie en selfs wanneer ons hulle nie eers vertel van Jesus nie, moet hulle dit kan sien in ons lewe en kan weet dat ons kinders van God is. Ons het nou al so baie geleer oor die Bybel in die laaste kwartaal. Ek wil julle graag aanmoedig om in hierdie vakansietyd nou bietjie dieper te gaan indelf in die Bybel in, om te gaan kyk wat dit is en wat dit beteken om 'n Christen te wees. God gee vir ons die wysheid om die Bybel te kan verstaan. Sy Heilige Gees lei ons en help ons daarmee. Die Bybel leer ons hoe om 'n lewe te leef wat aangenaam is in die oë van God. Paulus som dit so mooi op in 2 Timoteus 3 vanaf vers 13 tot 17. Maar eenvoudig gestel, het elke boek van die Bybel tyd oorleef, sodat ons iets daaruit kan leer. Daar is waarheid in elke liewe bladsy, van Genesis tot by Openbaring. As ons wys is, sal ons alles wat ons leer deel maak van ons lewe en dit die fondasie maak waarop ons bou. Wie van julle kan nog die liedjie onthou? Die wyse man bou sy huis op die rots. En dan gaan dit later aan om te sê, die dwaase man bou sy huis op die sand. Wanneer ons die Bybel lees, teksverse memoriseer en antwoorde gaan soek in die Bybel, dan bou ons fondasie. Ons bou op die rots. Die rots is die woord van God. Dit is wat Christus vir ons kom leer het. Maar wanneer ons dit nie doen nie en ons dink ons gaan ons antwoorde op wêreldse plekke kry, dan bou ons fondasie op sand. En wanneer die storms van die lewe kom en wanneer die moeilike tye kom, dan val ons huis ineen. Maar wanneer ons op die rots gebou het, dan het ons 'n sterk en goeie fondasie en ons mure is sterk, want ons is gegrond op die woord en ons is gegrond op dit wat Jesus sê. Hoe meer tyd ons saam met Jesus spandeer, hoe makliker word dit vir ons om versoekings en sonde te oorkom in ons lewe.
Ek hoop regtig dat elkeen van julle 'n geseënde Kersseisoen het en 'n voorspoedige nuwe jaar. Ons gaan julle weer volgende jaar hier sien, selfde tyd, selfde plek, elke Sondagoggend. Kom ons bid net saam voordat ons gaan. Hemelse Vader, baie dankie vir elke kind wat hierdie jaar saam met ons gekuier het. Here, ek bid dat U saam met hulle sal wees in die Kersseisoen wat voorlê, dat U hulle sal behoed en bewaar. Here, ek bid ook dat daar waar hulle dieper in die woord indelf, dat hulle U sal leer ken, dat U vir hulle wysheid sal gee om U woord te verstaan en om dit te kan toepas in hulle lewe. Ons vra dit in Jesus se naam alleen. Amen. Totsiens, sien julle weer volgende jaar.